Halleluja. Halleluja. Nou, baie welkom. En die seun baie welkom. Prys die Here. En leraar draai nou toe onmiddellik en ek wonder toe, het jy nou al gesien evangelis, as 'n mens honger is, nee? Hy honger te gaan so verder, raak hy verskriklik honger. Ja, en later, as jy nog niks doen nie, dan skakel jy oor waar hy nog maar in. Nou ek wag vir die oorskakel, want as jy nog nie oorgeskakel het nie. Amen. Amen. Nou, ek het gehoor, leraar, het gaan nog so'n bietjie geleentheid gee van my leiers. Maar ons verstaan is hier gepraat het. En ek wil vanmorgen kortliks vir jy bedien. Met 'n baie eenvoudige skrif kom ons staan. Terwyl ons hierdie skrif lees. Johannes hoofstuk 5. Die opskrif, die verlamde man loop weer. Ek lees uit die parallel Bybel vertaling. Die verlamde man loop weer. Ek wil net versie 8 lees. Jesus sê toe vir hom, staan nou op. Tel jou bed op. En loop. En onmiddellik het hy gesond geword. Sy bed opgetel, begin loop. Op daardie dag was Sabbat. Versie 8 sê, Jesus sê, neem jou bed. Ander vertaling sê, neem jou bed. Staan op en loop. Ons kan sien. Hierdie gedeelte is gekoppel saam waar Jesus vir die disippels sê, as jy my wil volg, neem jou kruis, tel jou kruis op en volg my. Nou ek weet nie, besef Jesus om gezond te wees, nadat jy so lang verlam was. Nou moet jy nog met iets loop, wat een sterend as een waar as hy word later een las wat jy moet dra. Amen. Yes. Amen. Amen. En ek vraag myself, hoekom is het vir hom belangrik om die man te sê, neem, vat jou bed saam. Hy sê nie vir hom, staan net op. Hy sê, vat jou bed. Hy begin eers, neem jou bed. Dan staan jy op. Dan loop jy. Met ander woorde, die belangrike punt wat die man moet vir die res van sy gesonde jare moet verstaan. Die eerste opdracht was jou bed. Halleluja. Jesus. Halleluja. En ek wil vanmorgen hierdie 5 minuutse boodskap titel. Het jy nog jou evidence by jou? Shoo. Te nice. Het jy nog jou evidence? Wat Yes. is evidence? Jou bewyse. Jou bewyse. By jou. Halleluja. Yes. Het jy nog jou bed? Maar ander woorde, onthou jy nog Yes. die rots waar jy uitgekap het. Jesus. Ek wil nog 'n gedeelte bysit. Paulus bid oor 'n doring
sy vlees. Paulus vas oor die doring in sy vlees. Jesus. 'n doring is 'n lastigheid. Yes. Is iets wat jou sla. Yes. Paulus wil hom geniet. Maar elke keer as hy wil vir hom geniet, dan steek die doring. Elke keer as hy net wil gelukkig wees, dan steek die doring. Yes. Paulus besluit, laat ek van hierdie doring 'n gebedsak. Ja. En terwyl Paulus bid oor die doring wat hom steek, sê die Here vir Paulus, los jy die doring. Paulus sê, ek verstaan nou eers. Die doring is bedoel wanneer ek 'n hoogtepunt in my lewe bereik, dat ek myself moet hoogmoedig ag, sodat ek moet onthou, ek het die doring. Halleluja. Halleluja. Weet jy hoekom raak 'n mens soms net so moedeloos van 'n mens vergeet soms net waar hy uitgaan. Jy vergeet die moeilikste ding in jou lewe waar God jou opgetel het. Yes. Die mag die waar is. Die Here wil hê moet altyd hier aan jou sy is. Wanneer dan nog aan jou te veel raak, en jy wil omgee, as jy hier aan jou sy is, dan sien jy, ek kan nie omdraai. Ek kan nie omgee. Yes. Maar ek prijs nie. Dat daar iemand langs jou vraag, waar is jou evidence? Evidence. Sommige van ons was opgetel met een lied. Weet jy, as hy niet zo gezet wordt, dat daar niemand weer jou kruis. Dat daar jou hoog houdt. As jy my wil volg, skryf aan jou op kruis. Kruis is iets wat 'n probleem. Jy kan het niet volg sonder 'n probleem. Jy kan het niet volg sonder 'n kruis. Jy moet jou kruis. Die Christendom. Yes. En elke keer die kruisdood van Jesus te herdenk. Dis zodat ons die moet vergeet. Die prijs. Door redden is een prijs. Yes. Ek hoor my broers en sê met redden en al. Werk sy op die asio. Jou redden is een prijs. Sommige van julle wil gekeer. Julle wil erken. As die man van God omgestap het, dan moet mense, daar is nog niks tyd. Om geërken word die erken. Of ten not. Dinge die krijg. Jesus. Nee. Sommige mense weet nie eens hoe lyk sy bed nie.